Goeiedag, dit is Louis Jooste. Ek groet u hier uit Olifantshoek in die Kalahari, so tussen Appington en Katoo. Kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om weer eens rondom u woord te kan vergader. Baie dankie Here dat ons u woord in ons taal het, dat ons met behulp van die Heilige Gees kan verstaan wat u vir ons wil sê. Ons bid Here dat u dan ook nou by elkeen van ons sal stilstaan wat hierdie boodskap hoor. Dat dit ook vir ons van waarde sal wees om u naam groot te maak, maar ook van waarde sal wees, Here, tot ons redding. Bid alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons kom vandag by deel 13 in ons reeks oor sonde. Het gaan nie 'n lang gesprek wees nie. Dit dien basies as 'n inleiding vir die volgende 'n paar weke se boodskappe. En sover het ons gekyk na die ontstaan van sonde in die prehistoriese tydperk. Ons het na enkele sondes deur Bybelkarakters uit die prehistoriese tydperk gekyk. Ons het gehoor dat God deur die mense sonde bedroef word, in so 'n mate dat dit op 'n stadium so bedroef was, dat dit die mens wat hy geskape het, van die aarde wou verdelg. Vervolgens het ons ook stilgestaan by die groot vloed in Noag se tyd. En daarna het ons ook gekyk na die sonde wat gepleeg is by die bou van die toring van Babel en die daaropvolgende taalverwarring. Ons het ook die meer geestelike aspekte van die sonde onlangs hanteer, naamlik die invloed van sonde op die mens en ook die invloed van sondebelydenis op die mens. Vir die volgende paar weke, soos ek nou gesê het, gaan ons 'n bietjie dieper delf in spesifieke sondes waarin mense volhard en sodoende die Heilige Gees bedroef, wat eintlik niks anders is as laster teen die Heilige Gees nie. Ek sê weer, ons gaan 'n bietjie dieper kyk na spesifieke sondes en sondige lewenswyses waarin mense volhard met die klem op die volhard en sodoende die Heilige Gees bedroef, wat niks anders as laster teen die Heilige Gees is nie. Ons gaan gebruik maak van die sogenaamde sondelyste, veral die in die Nuwe Testament, wat as waarskuwing deur Paulus en ander auteurs aan die Christengemeentes gerig was, waar hierdie sondeprobleme opgeduik het. Ja, dit is interessant. Paulus en Petrus en Johannes en Jakobus en hierdie mense het almal briewe aan Christengemeentes geskrywe. En tog, dis mense wat tot bekering gekom het, van hulle selfs mense wat gesê het, is wedergebore, maar die sondeprobleem het nie agterweë gebly nie. En Paulus en sy mede-auteurs het dan hierdie gemeentes geskrywe en hulle gewaarsku teen hulle probleme wat hulle het met sekere sondes en vir hulle ook uitgelig wat sekere sondes beteken. Ja, mense dink partykeer hulle doen nie sonde nie, maar tog doen hulle sonde. U kan in die eie tyd deur hierdie sondelyste werk en die Heilige Gees smeek, en dit is belangrik, smeek die Heilige Gees om aan u te toon die sondes waarin u volhard. U weet dalk nie eers u volhard in hierdie sonde nie. Dit is dalk so 'n deel van u lewe dat u nie agterkom dat u sondig nie, sodat u verhouding met God hieroor kan regstel. Soos ek sê, baie mense is glad nie bewus daarvan dat hulle aan sekere sondes vasklou nie, dat hulle sekere sondes doen sonder dat hulle agterkom nie, omdat hulle nie die betekenis van hulle doen en late verstaan nie. Vir baie mense is hulle sonde direk of indirek so normaal dat hulle glo hulle is geredde sondaars. Iets wat onmoontlik is as jy nie weergebore is nie. Ons skriflesing vind u in 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. Ja, dit is 'n bekende gedeelte. Die meeste van ons ken dit sommer uit ons kop uit. As ons beweer dat ons nie sonde het nie,
bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons God tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Hierdie eerste brief van die apostel Johannes was 'n pastorale brief, wat nie aan 'n spesifieke gemeente gerig was nie, maar aan 'n hele paar nie-Joodse gemeentes in Klein-Asië. In hierdie Christen gemeentes was valse leraars, of ook genoemd dwaalleraars betrokke, wat te kenne wil gee, dat die mens nie van nature tot die sonde geneigd is nie. Dat hulle sondige natuur reeds uitgewis was, en dat hulle nie meer sonde kon doen nie. Ek sê weer, dit was die boodskap wat uitgegaan het, na die mense toe in hierdie Christen gemeentes, deur die dwaalleraars, dat die mens nie nature tot sonde geneig is nie, en dat die mense sondige natuur reeds uitgewis was, en dat die mens nie meer sonde kon doen nie. Heeltemal teenstrydig met dit wat in die Bybel staan, en dit wat ons nou reeds gelees het vanoggend. Hulle het gemeen, dat hulle direk kontak met God gehad het, en daarom nie meer sondig nie. En omdat hulle glo hulle nie meer sondig nie, het hulle nie Christus se verlossing nodig nie. Daarom was hulle nie bereid om hulle sondes te bely of berou te toon nie. Het hulle nie wedergeboorte nodig gehad nie. Die bloed van Jesus het dus nie vir hulle veel beteken nie, want volgens hulle het hulle dit nie nodig gehad nie. Hulle was nie bereid om hartgrondig berou te toon en deur die verlossingsbloed van Jesus Christus gereinig te word nie. Sulke hoogmoedige en eie geregtige selfverheffing is niks anders as dwaalleer nie. Geen kind van God is in hierdie lewe egter bo die sonde verhef nie. Ek sê weer, geen kind van God is in hierdie lewe bo die sonde verhef nie. Ja, die kind van God strewe onder leiding van die Heilige Gees, daarna om nie toe te gee aan moedswillige sonde nie, en is ook nie meer 'n sondaar nie, alhoewel nog 'n sondige mens, maar sonder om dit te bedoel, word tog soms gesondig, en dan is berouvolle belydenis en bekering nodig. Niemand mag ooit sy waaksaamheid teen die sonde verslap nie. Sonde is nie meer verdoemend vir die egte wedergebore kind van God nie, omdat Jesus Christus in die kind van God se plek die hoogste prys vir sondevergifnis betaal het aan die kruis op Golgotha, en as oorwinnaar oor die sonde, dood en Satan uit die dode opgewek is deur God se bonatuurlike kragte op die 3de dag na sy sterwe aan die kruis op Golgotha. Ek wil weer vir u net hierdie punt herhaal. Niemand mag ooit sy waaksaamheid teen die sonde verslap nie. Dit sluit kind van God in. Sonde is nie meer verdoemend vir die egte wedergebore kind van God nie. Ons hoef nie bang te wees vir die sonde nie, want ons weet waarin ons krag lê. Ons weet dat ons skoon gewas is met die bloed van Jesus Christus. Maar ons moet onthou, die Satan loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk waar is 'n kind van God wat sy waaksaamheid verloor, wat hy kan verslind in sy sonde aanval. Onthou, die Satan wat soos 'n brullende leeu rondloop, verslind nie sy eie mense nie. Hy verslind nie die kinders van die duiwel nie, want hulle is klaar aan sy kant. Nee, hy soek na 'n kind van God wat sy waaksaamheid verloor om te verslind in sy sonde mag. Ons hoef nie bang te wees. Ons hoef nie bang te wees vir die sonde nie, want ons het die krag van die Heilige Gees in ons, wat ons sterk maak. Daarom moet ons elke dag die Heilige Gees bid om vir ons sterk laat staan teen die versoekinge van hierdie wêreld. Jesus Christus het vir ons sonde betaal, en omdat hy oorwinnaar oor die sonde en die dood en die Satan is
is ons ook saam met sy opstanding oorwinnaar oor die sonde, die dood en die Satan. Die vals leraars het nie net vir die gelowiges geleer dat hulle geen sonde in hulle het nie, maar dat hulle ook nie kon sonde doen nie. Ek sê weer, kinders van God sondig nog steeds, maar ons bekeer ons elke keer wanneer ons geval het. Ons bekeer elke keer van die sonde. Dit wil sê, ons het die sonde gedoen, dalk onwetend, dalk selfs met opset, maar ons draai weg en ons soek weer God se vergifnis. Dit is 'n massiewe misleiding as jy dink dat jy as kind van God nie sondig nie. En dit is belangrik dat ons hierdie waarheid sal onthou om ons staande te maak teen die versoekinge van Satan. Dat ons altyd bedag sal wees daarop. Wanneer ons in Christus ingeplant is met wedergeboorte, word ons sondes vergewe op grond van wat Christus op Golgotha gedoen het. Die sondes uit die verlede, die huidiges, asook die in die toekoms, het Jesus Christus daar op Golgotha alreeds betaal. Ons hou egter aan om van nature te sondig. Kind van God volhard nie in 'n sondige lewenswyse of in 'n spesifieke sonde nie. Selfs nadat ons wedergebore is, en daarom moet ons voortdurend ons sondes teenoor God in diepe berou bely. Ons doen dit nie om God se aanvaarding daardeur te wen nie, maar omdat die sonde ons verhouding met God belemmer. Ons herinner God telkens aan wat Jesus Christus vir ons redding gedoen het, wanneer ons om vergifnis van sonde by God smeek. Baie mense vind dit moeilik om hulle sondes te erken, selfs teenoor God. Dit verg eerlikheid en nederigheid om jou swakhede ook openlik te erken, en 'n mens sou liewer wou voorgee dat jy sterk is. Ons hoef egter nie bang te wees om vir God van ons sondes te vertel nie. God weet van ons sondes, maar hy kan dit alleen vergewe wanneer ons hom daarvan in eerlikheid vertel, wanneer ons niks wegsteek vir hom nie en daarmee permanent breek. Jy kan nie jou sondes vir God wegsteek nie. Hy weet daarvan, maar hy is bereid om vir jou te wag, dat jy moet kom en jou sondes voor hom bely en om vergifnis vra. Dis wat ons moet doen, maar ons moet ook teruggaan as ons vergifnis van ons sonde gekry het, en dan moet ons permanent daarmee breek. God sal ons nooit verstoot nie. Maak nie saak wat ons gedoen het nie. Nee, onder leiding van die Heilige Gees is jy wedergebore, en toe het God jou aanvaar as sy eie kind, mede-erfgenaam, saam met Jesus Christus van die hemelse koninkryk. God haat, nie hy verag die sonde, maar hy het die sondaar ontsettend lief. Hoe lief het hy die sondaar? So lief, dat het met sy sondelose seun Jesus Christus sy lewe betaal het vir ons sondevergifnis. Die volgende verse wat ek vir u gaan aanhaal, beklemtoon die algemene sondigheid van die mensdom en die behoefte aan vergifnis. Hierdie verse, hierdie skrifgedeelte is vir jou 'n bewys dat jy Jesus Christus in jou lewe nodig het vir vergifnis van sonde. Dat die mens nie sonder sonde is nie. Maak nie saak of jy alreeds wedergebore is nie. Die natuurlike sonde bly nog steeds aan jou vasleef, en die geneigtheid sonde is nog steeds daar, want die Satan soek jou. Romeine 3 vers 23. Almal het immers gesondig en het nie deel aan die koninkryk van God nie. Romeine 6 vers 23. Die loon wat die sonde betaal is die dood. Met dood word bedoel die hel. 1 Johannes 1 vers 8, dit wat ons nou al reeds gelees het vandag. As ons beweer dat ons sonder sonde is, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Prediker 7 vers 20. Daar is nie een mens op die aarde
wat net goeie dinge doen en nooit sondig nie. Psalms 51 vers 7, en ek moet ook sê, dat in sommige vertalings is vers 7 wel vers 5. Dit hang af wat 'n vertaling u gebruik. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai, toe my moeder swanger geword het. Romeine 5 vers 12. Net soos die sonde deur een mens die wêreld binne gekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Ek wil weer vir u hierdie kragtige vers herhaal. Romeine 5 vers 12. Net soos die sonde deur een mens, dit is naamlik Adam, die wêreld binne gekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het. Dit wil sê die erfsonde, omdat almal gesondig het. As gevolg van Adam, het ons almal die erfsonde geërf. En is ons almal skuldig tot die dood in die hel toe. Ek gaan nou vir die tydswerk gee, in die vorm van 'n sondelys, en ek noem dit die Jesus sondelys. Het word ook so in een van die Google artikels wat ek gelees het, die Jesus sondelys genoem. Het gaan nie oor sondes wat Jesus het doen, nee, nooit. Dit gaan oor sondes waarteen Jesus spesifiek gepraat het. Ek gee vir u Markus 7 vers 20 tot 23. Ek gee weer vir u Markus 7 vers 20 tot 23 en Matteus 15 vers 19. Matteus 7 vers 20 tot 23 wat 'n baie bekende gedeelte in die Bybel is, en dan ook Matteus 15 vers 19. Gaan bestudeer hierdie twee skrifgedeeltes en probeer om al die sondes wat Jesus hier noem of na verwys te identifiseer. Trek dit dan deur na u eie lewe toe. Doen goeie eerlike selfondersoek na u verhouding met God. Onthou, die sonde, sê die woord van God vir ons, bou 'n muur van skeiding tussen ons en God. Bid dat die Heilige Gees u sal lei om al u versteekte sondes aan u te openbaar. Skryf hierdie sondes neer op papier, bely dit een vir een in opregte berou voor God en pleit vir vergifnis daarvoor. Ek vra vir u, doen hierdie huiswerk, doen hierdie oefening en kyk waar staan u in u verhouding met God. Daar is dalk sondes wat 'n muur bou tussen u en God wat u nooit bewus was van nie. 1 Johannes 1 vers 9. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. God se vryspraak reinig ons van sonde. Ons kan dit glo, want God het 'n duur prys betaal vir ons reiniging van sondes. Ek sê weer, God verag die sonde, maar reinig ons deur die bloed, die gestorte bloed van Jesus Christus aan die kruis op Golgotha, omdat hy ons liefhet. Soek jy na vergifnis vir jou sonde? Voel jy 'n knagende skuldgevoel wat jy nie kan afskud nie? Vergifnis van sonde is beskikbaar indien jy in Jesus Christus as jou verlosser glo. En as jy glo dat jy die ewige lewe net kan beerwe deur te glo in dit wat Jesus Christus vir jou op die kruis van Golgotha gedoen het. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing, dit wil sê in Jesus Christus het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Jesus het ons skuld namens ons betaal, sodat ons vergewe kan word. Al wat ons moet doen, is om vir God te vra om ons te vergewe, deur Jesus,
en glo dat Jesus deur sy kruisdood en opstanding vir jou vergifnis betaal het, bewerkstellig het, sodat God jou kan vryspreek, sodat jy die vryspraak van God kan ontvang. God sal jou vergewe, as jy met opregte berou jou sondes voor hom bely en hom vergifnis smeek. Jy kan nie God se vergifnis verdien nie. Jy kan nie daarvoor betaal nie. Die ewige lewe, 'n plek in die hemel, is nie beskikbaar deur verdienste of betaling nie. Dit is slegs beskikbaar deur die genade van God, deur wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Jy kan dit slegs ontvang deur geloof in Jesus Christus alleen. As jy Jesus Christus as jou verlosser wil aanneem, bid dan die volgende gebed agter my aan. En baie van die mense het dit al agter my aangebid, wat nou ook luister. Maar jy kan dit weer bid. Jy kan weer belydenis doen van die nuwe sondes. Bid dit net as jy ernstig is om gered te word of om by hernuwing die verhouding met God te wil herstel. Doen dit net, ek sê weer, as jy ernstig is om gered te word, om deur jou sondes te bely voor God, deur jou te bekeer van dit wil sê weg te draai van die sonde, en baie, baie belangrik, kan dit nooit genoeg benadruk nie, baie belangrik, om permanent te breek met daardie sonde wat 'n muur bou tussen jou en God. Ek sê weer, doen hierdie gebed net, as jy ernstig is om te breek met jou sonde. Almagtige God, ek kom in die naam van Jesus Christus, na u toe onder leiding van die Heilige Gees. Ek erken dat ek 'n verlore sondaar is. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het, met sy kruisdood. Dat hy begrawe is en na 3 dae in die graf, deur die bonatuurlike kragte in die dood opgewek is, as oorwinnaar oor die dood, die sonde en die Satan. Ek neem Jesus aan as my verlosser, en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde. Ek bely dit vandag voor u, en vra dat u elkeen van my sonde sal vergewe. Dat hy my sal reinig met die bloed van Jesus. Help my, deur die werking van die Heilige Gees, om weg te draai van my sonde, van my sondige lewenswyse, om permanent daarmee te breek, en u te volg vir die res van my lewe. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe, wat ek nou het. Amen. As hierdie gebed wat jy nou gebid het, begeerte van die hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan in Johannes, en glo dit. Dit verseker ek, Jesus julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Dit is Jesus Christus self wat hier aan die woord is, in Johannes 6 vers 47. En Jesus is God. Jesus is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Hy sê vir my en vir jou vandag, dit verseker ek vir jou, jy wat in my glo, het die ewige lewe. Jy gaan dit nog miskien kry nie, nee, jy het dit eers. Jou ewige lewe begin die dag met jou wedergeboorte. Hemel is nie gelyk aan ewige lewe nie. Hemel is maar net 'n plek waarheen die siel gaan, wanneer die opgestaande mens gaan, 'n plek waar Jesus vir ons 'n woning gaan voorberei het, waar ons die ewige lewe wat ons reeds op aarde uit God se genade ontvang het as 'n gratis geskenk van hom, ons dit daar gaan voortsit by God die Vader en by Jesus Christus. Johannes 1 vers 12. Aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. En daarom doen ons nie sonde nie. Daarom is ons waaksaam teen die versoekinge, teen die strikke wat die Satan in die pad van God se kinders plaas om hulle van God af weg te neem. Indien u nie breek met u sonde of sondige leefwyse nie, is u bekering, u wedergeboorte 'n klug
En is daar geen verskil tussen u uiteinde en die van 'n heiden of 'n ongelowige nie. Die hel is verseker u voorland, as u nie wegdraai en breek met die sonde nie. Elke mens is selfverantwoordelik om kind van God te word, onder leiding van die Heilige Gees. Dit is jou keuse. Ons sluit af met 1 Johannes 5 vers 11 tot 12. Daar waar Johannes skrywe, waar hy vir ons die getuienis wat God gee oor sy seun vir ons weergee. 1 Johannes 5 vers 11 tot 12. En dit is die inhoud van God se getuienis oor sy seun Jesus Christus. En hier volg die getuienis van God. God het aan ons die ewige lewe gegee. En die ewige lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy seun. Hy wat deel het aan die seun, het nou reeds die ewige lewe. Die ewige lewe is dis nie iets vir die toekoms nie. Wie nie deel het aan die seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Ek lees dit weer vir u. Dit is God se getuienis, dis die waarheid. God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. God het aan ons die ewige lewe gegee. En die lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy seun. Hy wat deel het aan die seun, het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u vanaand weer vir ons opnuut deur u Gees bewus kom maak het van die sonde in ons lewens. Dankie Here dat die Heilige Gees toegang tot ons het. Dat die Heilige Gees vir ons attent maak op daardie sondes wat ons soms nie eers van weet wat sonde in ons lewe is nie. Maar daai stemmetjie wat altyd vir ons hier praat oor 'n sonde, wat ons soveel keer ignoreer, na die voorgrond bring, sodat ons dit voor u kan kom neerlê en kan kom vir vergifnis vra daarvoor. Help ons dan, Here, om te breek met hierdie sondes. Help ons ook, Here, waar ons 'n bietjie huiswerk gaan doen, waar ons meer gaan leer oor die sondes in ons lewens, of selfs Here die sondes wat ons raak sien in ander mense se lewens, waarvoor ons kan bid dat hulle ook verlos moet word, dat die Heilige Gees ook met hulle aan hulle daardie sondes van hulle self moet openbaar, sodat hulle ook vir verlossing kan smeek by God die Vader. Ons bid alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek maak gebruik van Google gefundeerde artikels, navorsing op God Questions, as ook die Bybel in praktyk, uitgegee deur Koenboeke. Ek wil net weer vir u gee daardie skrifverwysings, u huiswerk, of sal ons sê u tuiswerk. Dis Markus 7 vers 20 tot 23 en Matteus 15 vers 19. Gaan bestudeer hierdie twee skrifgedeeltes. Probeer om al die sondes wat Jesus hier noem of na verwys te identifiseer. Trek dit deur na jou eie lewe toe. Doen 'n goeie eerlike selfondersoek na u verhouding met God. Bid dat die Heilige Gees u sal lei om al die versteekte sondes aan u te openbaar. Skryf dit dan neer op papier, bely dit teenoor God en pleit vergifnis daarvoor. En ons sal vergifnis ontvang as ons dit eerlik en opreg bely en daarmee breek. In Johannes 1 vers 9 gee ek weer vir u. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Markus 7 vers 20 tot 23 en Matteus 15
vers 19. Dit is die tuiswerk vir die week wat voorlê. Tot 'n volgende keer, mooi loop en maak deur die optrede die naam van God die Vader en van Jesus Christus, deur die kragtige werk vir die Heilige Gees groot. Mooi loop tot eer van God.